why I love you. The way you hold my hand, your laughing eyes, the way you understand your secret sighs, they're all part of 16 reasons why I love you. Dum 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 doo ah. Ooh yeah 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 yeah. Oh 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 ah. Only the lonely, only the lonely, only the lonely. Know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. There goes my baby, there goes my heart, they're gone forever, so far apart. But only the lonely know why I cry. Only the lonely. Tonight you're mine completely. You give me your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. But will you love me tomorrow? Is this a lasting treasure, or just a moment's pleasure? Can I believe the magic of your sight? Will you still love me tomorrow? Goeiemiddag. Baie dankie vir elkeen wat vanmiddag gekom het om op hierdie manier van ons pa en oupa en man afskeid te neem. Snaakse ding as jy hier voor staan, jy is nou die dominee en die kind, maar ek wil nou namens die dominee vir die familie ons innige meegevoel oordra aan julle almal. Ek gaan net maar sê, Wynand is die oudste wat hier aan my linkerkant sit en dan is ek die tweede. En Gustav is die derde, hy sit nou daar in die middel, sê ek net vir Jaat op Gustav, daar is hy. En ons is al drie getrouwd, die oudste is Esther, Wynand se vrou is Esther is nie die oudste noodwendig nie, maar Esther, en dan Marita my vrou, en dan is dit Maritie, wat met Gustav getrouwd is, en ons het lekker klomp kleinkinders vir oumas en oupas verwek. So die drie oudstes, Elaine is die oudste kleindochter, en dan is dit Nadia, baie jammer, ek het jou naam weer verkeerd gehad op die skerm, so ja, en dan Lana, en my twee kinders is Daniel en Jak, en Gustav se kinders is Daniel en Brent, en dan het ons nou nog dochters bygekry, skoondochters, pale, so dit is 'n lekker groot familie, jy het nou die foto's gesien, ek het nou so lekker gekyk, dat ek dink ek het alles vergeet wat ek voorbereid,
maar ek dink ek sal mettertyd dit weer onthou. Maar baie dankie dat julle gekom het en dat julle op hierdie manier ook vir ons as 'n familie kom ondersteun en bystaan. En ek wil 'n besonder baie dankie sê vir die ooms en die tannies wat gekom het, pa se broers, baie dankie. Ons weet die susters sou baie graag gekom. Einde verlede jaar het ons een suster moes groet. So ons is regtig lief vir julle en dankbaar dat julle kan wees. Ek dink julle het almal 'n boekmerk gekry terwyl ons my pa se gesig so daar by julle het en ook op die skerm. Kom ons raak saam stil en dan raak ons ook bewus van die Here in wie se teenwoordigheid ons is. Kom ons buig die hoofde saam. Hemelse Vader, dit is vir ons almal 'n tyd wat ons sal onthou, vir ons as familie. Want 'n mens besef, sulke tye is regtig oorgangstye. En op 'n manier het Pa Dani sy fakkel gedra vir die 83 jaar en 7 maande wat hy hier tussen ons was. Vir sommige het hulle hom sy lewe lank geken. Ek dink nou selfs sy broers, hy is nou ouer as hulle. So hulle was 'n bietjie agter hom, maar vir 'n groot deel van sy lewe was hulle saam met hom. Maar wat 60 jaar nou saam met hom is, ons ander wat elkeen ons ouderdomme by hom 'n pad geloop het. En Here, mens besef, ons wat vanmiddag hier is, ons stap weer verder met 'n fakkel. Die fakkels oorvleuel. Een gaan nie weg en gee die fakkel vir die volgende nie. Ons vat dit soos 'n aflos, hardloop ons so 'n stukkie saam met mekaar. Here, dankie vir die lewe. Dankie dat elkeen van ons so deel kry. En Here, ons besef dat ons maar baie onbeholpe is met die lewe. Dat ons baie keer soveel tyd mors. Maar so is dit. 'n Mens moet eers kruip en dan leer jy loop. En dan hardloop 'n mens. Ons dankie dat dit so is, dat ons kan ontwikkel, dat ons kan leer, dat ons beter mense kan raak, dat ons al meer mens kan raak, liefdevoller, gemakliker met onsself en met mekaar. En Here, as ons vanmiddag soos mense hier by mekaar is en almal wysheid nodig het, dan kyk ons op na U, want dis ook 'n geskenk, om bewus te wees van die ewigheid, om bewus te wees dat ons broos verganklik is, dat ons nie uit ons eie uit hierdie pad kan stap nie, maar dat ons U nodig het. Help ons om ook in sulke tye te onthou wat deur die eeue vir ons gesê is. As jy opkyk na die berge en jy wonder waarvandaan sal jou hulp kom, onthou dit, jou hulp kom van U wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werk van die hande nie. Dankie dat ons vanmiddag in so 'n plek kan wees, 'n ruimte wat ons herinner daaraan dat daar baie soos ons is, wat weet van U, wat glo in U en wat ook afhanklik is van U, en dat hierdie 'n plek is om vir U te ontmoet. Ons is hier en ons wag op U, Here. Amen. Ek wil vir Angelo baie dankie sê, hy staan nou in vanmiddag as orgelis, en ons het 2 liedere wat ons saam met mekaar gaan sing. Die eerste is eintlik 'n Kerslied, maar ons is hier om dankie te sê, en mens kan ons nou Kersfees vier dwars deur die jaar, veral so 'n wonderlike gedagte, dat die Here by ons is, dat hy onder ons mens geword het. Kom ons staan en dan sing ons die 354, die 4 verse, en ek sal probeer om voor te sing, maar ek dink julle ken al my lied.
die teks waarby ons vanmiddag gaan stilstaan is Prediker 9 vers 7 tot 10. As ek aan my pa dink ek aan 'n filosoof. Ek onthou ek het eendag by hulle gekuier. Toe sit ek en my pa daar so in hulle televisiekamer, is so lekker oopland met 'n kombuisie by Gustav se huis. En my ma stap in en sy het 'n missie, sy wil my die venster meet want sy wil 'n ander gordyn daarin sit. En sy sê vir my pa, maar hy moet gou die maatband moet hy gou vashou en hy help, want vat hy nou een kant sy ander kant, laat sy gou kyk hoe groot is die venster. Hy kyk die venster so, hy sê net, die venster moes nie daar gewees het. Die venster moet hier gewees het. Maar ek kan sien my ma se gesig sak, en sy dink, Dani, ons is nou hier om huise oor te beplan nie, ek wil net 'n gordyn maak vir die venster. En as ek nou huwelikskategese hou, en ek moet vir paartjies verduidelik, hoe verstaan mans en vrouens, dis nie altyd mans wat so is en vrouens nie, maar dan vertel ek vir hulle hierdie storie, net om te sê hoe verskillend ons koppe werk. Dat vir een, as jy 'n venster sien, dan begin jy dink aan waar hy moes wees, en aan ander sien net 'n opening wat 'n gordyn moet kry. Maar my pa het gehou van filosofie. Ons het nie altyd die tyd of die geduld gehad om dit te sit en luister nie. Vir alles ons weet wat kom, as hy die Compassie was 'n groot passie gewees. So julle sien nou lag die familie, hy wou elke keer vir ons bekeer. En ons is eintlik bekeerlinge, maar hy wou die hele staats-ekonomiese stelsel verander. Ek dink hy en Trump sou 'n lekker gesprek gehad het. En ons het net besef, oupa, dit kan so wees, maar ons gaan dit nie regkry nie. So ons gaan liewer die tyd vir iets anders gebruik as om nou die land se ekonomie oor te beplan. Maar ek dink die teks pas by hom. Die boek pas by my pa. Dis vir mense soos hy geskryf in 'n tyd waarin Israel gelei is om te dink dat daar sekere reëls is vir die lewe, en as jy die reëls nakom, dan is die uitslag bepaal. As jy goed lewe, dan gaan jy geseën wees. As jy verkeerd lewe, dan gaan jy gestraf raak. En die prediker het eintlik daai lewenswysheid op sy kop kom keer om te sê, daar is geen vanselfsprekendheid aan die lewe nie. Daar is geen waarborge nie. Die lewe gebeur. Ons leef van binne in. En deur sy ervaring en ondervinding, die leermeester daar uit Jerusalem uit, probeer hy dan vir mense leer hoe om te lewe, wysheid gee. Nie om die lewe te beheer nie, maar om net 'n lekker mens te wees, te midde van hierdie uitdagings in die lewe wat ons elke dag ervaar. Ek lees vir ons uit Prediker 9. En as ek hierdie lees, dan dink ek altyd aan 'n Nike advertensie. Dit sal seker 'n Red Bull advertensie ook kan wees wat so klink. Wat sê, eet dus jou brood met vreugde. Drink jou wyn met 'n bly gemoed. God het lankal reeds goedgekeur wat jy doen. Dra altyd wit klere. Versorg jou hare met olie. Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet. Dit klink ons nou asof die lewe net lekker kan wees. Asof 'n mens net, ek dink die meeste jong mense wens die wêreld was so, en dat die lewe was so. Die wat ouer is, weet dit werk nou glad nie so nie. Maar het klink so lekker om te dink, geniet dit net, eet en drink, vier fees, die Here is tevrede met jou. Die boekmerk stop ook daar, en dit gaan ons nou nie daaroor dat die Here met alles wat ons doen tevrede is nie. Maar die Here is tevrede daarmee as ons geniet. 6 dae het hy gewerk, alles geskep wat hy moet, en op die 7de dag het die Here geniet, het hy teruggekyk, elke dag het hy teruggekyk, en gesê, dis goed, hy het dit geniet, en dit keer die Here goed, as ons geniet. Maar nou sal mens wonder, want die van ons wat nou al 'n bietjie Bybel gelees het, weet die prediker is daarom nou nie die Nike bemarkers, of Red Bull mense, of jong mense wat net wil geniet en ervaar nie. Hy is baie ernstig, en hy ken die lewe, en hy weet die lewe is nie net geniet, maanskyn en rose nie. As 'n mens die eerste verse lees van Prediker, dan staan daar, dis woorde van die leermeester, die prediker, seun van Dawid, koning in Jerusalem. En dan begin hy hierdie boek om te sê, alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. Die 2020 vertaling sê, sinloos, volslae sinloos, sê prediker, sinloos, volslae sinloos, alles is sinloos. Die Afrikaans maak dit moeilik, want die Hebreëse woord is wel. En dit beteken dat, dit wil eintlik iets meer sê van 'n misterie. Die lewe is 'n misterie. Dit is soos 'n miswolk.
Jy kan dit nie vasvat nie. Jy kan dit nie beheer nie. Jy kan nie dink jy het dit nou en jy weet nie. Want dan verdwyn dit soos 'n misvol kan verdwyn. Dit bly buite jou greep. En dis eintlik wat die prediker die hele tyd wil sê, nie dat die lewe sinloos en nutteloos is en kom laat ons eet en drink want môre sterf ons fatalisties of hedonisties. Jy het net so tyd, jy geniet dit net, tog nie ernstig raak nie. Die prediker wil sê, daar is 'n misterie aan die lewe en ons het nie 'n greep daarop nie. En dis vanuit daai misterie dat hy sê, moenie so hard probeer om die lewe te beheer nie. Wees net wakker, terwyl jy lewe. Wees wakker. Hy gaan aan met daai vers en hy sê, nadat hy gesê het, geniet die lewe met die vrou wat jy lief het, die lewe wat op niks kom en wat wel is, maar wat God jou in hierdie wêreld gegee het, die hele lewe, die 2020 vertaling praat weer die ou Hebreëus onder die son. Want dit is so mooi as die prediker die hele tyd praat van hierdie lewe onder die son, onder die son, onder die son. En dan begin 'n mens dink, maar wat is aan die kant die son? Want hy sê ons as mense het 'n bewustheid van die ewigheid. Ons weet ons lewe onder die son. En dis oor die lewe onder die son wat hy praat. As hy sê, geniet dit. Dis wat jou toekom in die lewe, wat jou toekom vir al jou gesoeg in hierdie wêreld. Daar kom die waarheid nou in, die werklikheid. In die sweet van jou aangesig. Die prediker sê die lewe is moeilik. Jy sal werklik die bars. Maar omdat dit so is, onder die son, geniet jou lewe. As jy brood het om te eet, eet. As jy wyn het om te drink, drink. Die Here keer dit goed dat jy geniet. As jy saam met 'n vrou kan wees, 'n man wat jou lief het, mense wat vir jou omgee, geniet die lewe saam met hulle. Want hierdie lewe kry jy nie 'n greep op nie. Moenie so hard werk om te probeer 'n greep op kry nie. Doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen. Werk ja. Want in die doderyk waarin jy op pad is daar nie werk of insig of kennis of wysheid nie, dit gaan verbygaan. Dis hier en nou, gryp die dag. As 'n mens dit lees, dan hoor 'n mens die dringendheid by die prediker. En die rede is omdat hy so behep is met een ding van die lewe onder die son. En dit is wat ons nou vanmiddag hier uitbring, die dood. Die prediker is absoluut behep by die dood. Hy kan dit nie uit sy kop uit kry nie. Dit pla. Hy beproef alles, hy probeer alles, loopbaan, rykdom, status, om wys te wees en selfs om dwaas te wees, want sê hy nie, wysheid is definitief beter as om dwaas te wees. Klomp dinge wat hy beproef, maar hy loop hom elke keer vas in die een werklikheid van die dood. Hy sê vroeër in daai teks, voordat ons nou by die lekker night deel kom, sê hy een en dieselfde lot tref almal. Dis hoekom die lewe wel is, of jy nou regverdig is of goddeloos is, of jy goed is, rein is, onrein, of jy een is wat offer, een wat nie offer nie. Soos dit met die goeie gaan, so gaan dit met die sondaar. Soos dit gaan met die een wat die eed aflê, so gaan dit met hom wat weier om die eed af te lê. Die ellende met alles wat in hierdie wêreld gebeur, is dat dieselfde lot almal tref. Die hart van die mens is vol boosheid, die dwaasheid bly hom sy lewe lank by, en sy einde is die dood. Solank jy onder die lewendes is, het jy hoop, sê hy. Jy kan jou ding doen. Hy sê, hond wat lewe is baie beter as 'n leeu wat dood is. Leeu kan magtig wees, hy kan brul soos hy wil, maar as hy dood is die hond baas. Terwyl jy wie ook al is, dis die lewe wat belangrik is. Die wat lewe weet hulle sal doodgaan, maar die dooies weet niks. Dis klaar met hulle liefde, met hulle haat, hulle hartstog. Hulle sal nooit weer deel hê aan wat in hierdie wêreld gebeur. Nou moet ek dan net sê, ons is nou in die Ou Testament. En 'n mens dink hoe moeilik was dit vir mense daai tyd. En hoe nodig het hulle hierdie woorde van die prediker gehad om te besef dat hierdie is jou tyd. Tussen gebore word, soos in hoofstuk 3 sê, en doodgaan, is dit jou tyd. Gryp dit aan. En die prediker spaar ons baie tyd, want hy beproef al die dinge waaroor ons sou wonder, om vir ons te sê, maak nie saak wat jy probeer in hierdie lewe nie, dit bly 'n wel, dit bly 'n nevel, dit is nie iets wat jy vas kan gryp nie. Moenie dink wysheid gaan jou alles in die sak bring nie, is definitief beter as dwaasheid, maar jy eindig nog steeds by die dood. Moenie probeer inpalm en ryk word nie, want nou is jy ryk as jy op die ou ene, maar jy's alleen, of jy's ryk en jy gaan dood, en die kind wat jy het, bors alles weer uit, hy steur hom glad nie in jou harde werk nie. Dit kom, dis 'n wel. Jy kry nie 'n greep so op die lewe nie.
Dit is wat die prediker vir ons aanbeveel. Dit is opvallend as mens deur die prediker boek lees, hoeveel keer die prediker by hierdie punt uitkom, waar hy sê, wees wakker. Terwyl jy leef, moenie so in jou kop wees, en die landsekonomie probeer oorbedink, dat jy op 'n dag, waar daar iemand saam met jou is, en brood breek, en wyn skink, en 'n lekker storie vertel, dat jy nie bewus is nie, dat jy nie daar is nie, dat jy in jou kop eintlik met die man wil stry oor 'n moeilike, ingewikkelde ding. Ek sê nie, dis verkeerd om moeilike, ingewikkelde goed oor te praat nie. Maar een van die mooi hoofstukke van die prediker is hoofstuk 3, waar hy sê dat vir elke ding is haar tyd. En dan besef vir mense hoe maklik ons die tyd, ons tyd maak, terwyl dit eintlik God se tyd is. En die kuns van die lewe, die wysheid is om te weet, watter tyd is dit? Watter tyd is hierdie, waarin ons nou is? Waarin gee jy aandag, waarin spandeer jy jou tyd? En die prediker sê, as dit 'n tyd is saam met mense om te eet en om te drink, en om saam met iemand te wees wat vir jou lief is, dis kosbare tyd. As jy daai tyd geniet, die Here keer dit goed. En as ek so online, ek dink by my pa se 80ste verjaarsdag, toe gee vir ons almal 'n boekie, 2 boekies. En ek het 'n wonderlike vrou, want sy leeseer alles, en dan soek ek dit by haar, en dan kry sy dit. En so in die week toe gaan haal ek, kry sy daai 2 boekies weer. En nou lees ek my pa se storie uit, met COVID, toe hy nou tyd, toe gaan loop hy nou al die paaie, lekker bondig, van die geboorte tot 2020, skryf hy nou waar hulle lewe oral sy draai gemaak het. En dan lees ek dit en ek besef, die goed wat my pa onthou, is daai eet en drink, en geniet oomblikke. Hy vertel van die buite Wellington, waar hulle by plaaskool was, die vrugte wat die boere daar aangebring het. Dan denk ek, daar was seker baie ander goed wat gebeur het, maar hy onthou die vrugte. En die Kalahari onthou die biltong, en hy onthou die saamwees. En dan denk ek het my pa eintlik nooit so geken. My pa was altyd in sy kop, altyd besig om te filosofeer, altyd besig met dinge. En hier het ek nou sy storie lees, is die dinge wat hy daar vertel en onthou, die wysheid van die prediker. En daarom wil ek vir julle aanmoedig, kom ons vat hierdie tyd by die Here. Dit is nou Dani Goosen se begrafnis, maar dis mos nou 'n dankdiens en 'n troostdiens en allerlei dinge kan ons gee, maar hoekom kan dit vir ons 'n seëndiens wees, dat ons uit die prediker vir onsself 'n paar wyse woorde saamvat. En ek wil julle elkeen aanmoedig, moenie die lewe net leef in jou kop nie. Wees bewus, eet jou brood met vreugde, klim maar in, moenie net eet nie, met vreugde, drink jou wyn met 'n bly gemoed. God het lankal reeds goedgekeur dat jy dit doen. Dra altyd feesklere, wit klere, versorg jou hare met olie, ruik lekker, voel vars, geniet die lewe met die vrou wat jy lief het. Natuurlik gaan die lewe tot niks kom, ook jou lewe. Dit loop in 'n sirkel, mense doen maar dieselfde goed oor en oor. Ek het nie gedink ons gaan weer autokrate kry in die wêreld nie. Ek het gedink ons het daai uitgesorteer. Die lewe wat tot niks kom nie, maar wat God jou in hierdie wêreld gegee het, is 'n geskenk. Ons verstaan dit nie, maar ons moet dit lewe. Die hele lewe onder die son wat tot niks kom nie. Dis wat jou toekom in die lewe, wat jou toekom vir al jou geswoeg in hierdie wêreld. Doen daarom met toewyding ook alles wat jy kan. Want in die doderheid waartoe ons op pad is daar nie werk of insig of kennis of wysheid nie. Moenie kla oor werk nie, doen dit. In Prediker 2 staan daar, wie kan eet, wie kan geniet, as hy dit nie moontlik maak nie, as God dit nie moontlik maak nie. Dis 'n gawe van God om te kan geniet. In Prediker 3 sê die prediker, ek besef dat daar tussen mense niks beter is as om vreugde te ervaar en die goeie te geniet in die lewe. Ja, elke mens, dat hy en sy eet en drink en die goeie geniet by al hulle inspanning. Dit is 'n gawe van God. In die message voel dit vir my, ek kyk nou uit die Nuwe Testament uit terug en dan vertaal hy dit so, en my Engels is na soveel jare Piketberg nou glad nie meer die Oos-Kaapse nie, so die Oos-Kaapenaars moet my maar verskoon. Seize life, eat bread with gusto, drink wine with a robust heart. Oh yes, God takes pleasure in your pleasure.
Dress festively every morning. Don't skimp on color and scarves. Relish life with the spouse you love, each and every day of your precarious life. Each day is God's gift. It's all you get in exchange for the hard work of staying alive. Make the most of each one. Whatever turns up, grab it and do it, and heartily. This is your last and only chance at it. For there's neither work to do nor thoughts to think in the company of the dead, where you're most certainly headed. Omdat ons gelowiges is en weet van die vergewing van sondes en die opstanding van vlees en die ewige lewe, gaan ek nou die begrafnisformulier lees en ek lees dit om net die Nuwe Testament by te bring by dit wat ons so mooi in die Ou Testament uitgehoor het. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik dat daar nie Goshen deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en sy bemoediging. Die Here het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en sy krag bystaan en dat hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Hy wat in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan ons as gelowiges uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons, maar ons treur nie soos mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en ons sy kinders tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Uiteindelik maak dit nie meer saak of ons dan lewe of ons sterwe nie. Wat saak maak is, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Kom ons maak ons bid toe. Hemelse Vader, dankie dat ons so bewus kan wees van U wat ons skepper God is, ons maker is. En Here, dat ons gedagtes nie U sin is nie. Dit lees ons baie duidelik ook in die woord. Dankie dat ons so baie dinge kan snap, dat ons sulke wonderlike insigte mag hê, dat mense tot sulke ongelooflike dade in staat is, prestasies. Maar Here, dankie ook dat U ons voortdurend herinner daaraan, dat ons nie 'n greep het op die ewige nie op U nie. Dit het U vir Job geleer. Dankie dat ons dit ook kan leer, dat ons kan laat gaan en U kan toelaat om God te wees. Dankie dat U ons lief het, dat U mens geword het, by ons kom woon het, dat U ons handvat as 'n herder en ons lei op hierdie pad. En Here, mag ons op hierdie pad, terwyl ons so hard werk en ons inspann, mag ons daai oomblikke wat U skep vir ons, wat U gee, die gawes uit U hand uit, om te eet, om te drink, om te geniet, om saam met mense te wees wat U liefhet, om daardie oomblikke te koester en aan te gryp. En Here, dankie dat ons weet dit maak uiteindelik die meeste saak. Dankie dat U ons leer, dat ons na U toe kan kom as ons moeg en oorlaai is. En ek bid in besonder vir ons ma, dat U in hierdie dae wat voorlê, waar sy ook al meer en meer die impak van my pa se afwesigheid gaan ervaar, dat U ook in daai oomblikke dit sal wees wat U nog altyd was. Haar Here, haar trooster, haar herder. En dankie dat sy dit weet. Dankie dat U met elkeen van ons as kinders ook is. Ons was nog nooit hier nie. En ons weet ander het die pad voor ons geloop. En ons bid dat U ook vir ons daai wysheid sal gee, om toe te laat dat U ons ook lei as ons rou. Ons dink aan al die klein kinders wat sulke lekker vriende was van oupa. Ons dink aan al die aangetroudes wat ook van leer ken het as 'n groot sports, en iemand wat snaakse awe so goed kan sê, en dan weet jy nie waar kom dit vandaan nie. Maar dankie dat hy ook so maklik vir mense ook laat thuis kom met hom. Here, ons eer U vir wie U
ons laat wees. En ons dankie dat U ons baie goed ken, terwyl ons mekaar partykeer nie so goed ken nie. Dat U ons onvoorwaardelik in die Seun se liefde kom aanvaar, terwyl ons baie keer so sukkel om mekaar te aanvaar. Dat U ons help om 'n liggaam te wees en ons 'n verskeidenheid gemaak het, sodat ons so baie lesse oor die liefde kan leer by U. Ons gee al die lof en eer aan U. Amen. Jy moet my vergewe, goeiemôre, dat ek nou gaan voorlees van 'n baie kleiner skermpies wat Martin gehad het, so ek gaan ons moet ophou. Maar ek wil net vir julle sê, ek het gedink vanoggend, hoe toon ek respek vir my pa? My motor is gewas, en ek het 'n das aan op 'n Vrydagmiddag. So, dis hoe mense het begin, want my pa het groot geword in daai era. Julle het nou die video gesien, en Martin het ook verwys na sy memoir, wat hy geskryf het. En ek het nou nie bedoel om te veel daarvan nou te weer te herhaal nie, maar as julle my vergewe, sal ek net so 'n bietjie terugflits daarna toe. Maar ek gaan eers voorlees, hier is toe 2 van sy broers, sy suster kon ongelukkig nie kom nie, maar sy broers is hier, en ons is baie dankbaar dat julle die moeite kon doen en die pad kon stap, maar as julle nie omgee nie, hulle het gedink ek gaan minder raak as julle. So, ek gaan voorlees, minder aangedaan raak miskien. Piet Goosen, middelbroer vanaf Hartenbos, sit net hier so agter in die 3de ry. Dani, my broer, ek gaan jou baie mis. Dankie vir al die herinneringe aan ons jeugjare. Daar was ons avontuurlike lewe in die Kalahari en in die Karoo. Die lekker kuiertjies by die ou tannies op Wellington, met die gepaardgaande gejaag met ons fietsse van ons koshuis na hulle huis toe. Later jare kon ek net jou opgewondenheid en kennis van karre deel, jou opgewondenheid en kennis van karre deel nie. Jy en pa kon wel lekker daaroor gesels. Broer, ons is hartseer, maar ons vertroos met die wete dat jy nou by ons hemelse Vader is. Dankie oom Piet. Dan oom Willie, ook hierso van Port Elizabeth, jongste broer. Ai broer, wie gaan nou vir ons vertel hoe ons huise moet verander en hoe gaan ons nou weet watter ou kar is 'n goeie ou kar? Mis jou alreeds. Baie dankie vir die geduld wat jy met Bertus gehad het. Bertus is die kleinseun van oom Willie. Julle het saam kaart gespeel en so lekker saam gelag. Daar het 'n regte band tussen julle ontwikkel wat Bertus sal bybly. Liefde broer Willie. Annelie Kok, die suster wat ongelukkig nie kon wees nie, sy is rolstoelgebonde. As ek aan ou Dani dink, kom by my op die titel van die film A Beautiful Mind. Dit handel oor 'n baie slim professor. Ek weet nie wie van julle daardie film gesien het nie, maar as julle hom gesien het, dit is omtrent soos wat Martin ook na my pa probeer beskryf het. Baie besig met sy kop met die probleme van die land, maar dit was eintlik maar die ekonomie van die land. By die noem van Daantjie se naam, soos ouma Goosen hom graag genoem het, glimlag ek ook outomaties, want hy wou op sy eie soortige manier graag altyd grappies maak. Daar was altyd in my pa se oë so ondeentheid. As jy gedink het hy's ernstig, dan was hy dikwels nie. Ons groot, sterk, slim broer, ek gaan jou baie mis, maar gun jou nou die pynlose rus by ons liefdevolle hemelse Vader. Dankie aan Lenet en kinders wat daar nie versorg het, liefde Annelie. Wian Goosen, dis oom Willie se seun wat onderwys gee in Abu Dhabi. 'n liefde herinnering aan my oom. Van kleins af was my oom altyd daar. Altyd gereed om tyd saam met my deur te bring, my rond te neem om motors, weer eens, in Kaapstad te kyk en elke oomblik spesiaal te maak. Hy het nooit gehuiwer om saam met my speletjies te speel nie. Naweke by hom was iets waarna ek altyd uitgesien het. Hy het my met oop arms ontvang en ek het so baie by hom geleer oor die lewe, oor lag en oor hoe om groot te droom. Dit het my pa verseker baie gedoen. Ek onthou nog hoe lekker dit was om na sy stories en plannetjies te luister. Sy energie was aansteeklik. Al is hy nou weg en ek weet dit was aan die einde vir die beste, laat hy 'n groot leemte in my hart, soos in die harte van die hele familie. Hy het soveel van homself vir ons almal gegee. Dankie vir alles oom Dani, jy sal altyd gemis word. Die Kaapse kleinkinders, Jak Goosen, Martin se jongste. Oupa Dani het eindelose vermaak en opwinding aan sy kleinkinders verskaf. Van snaakse stories vertel, spiese maak in die tuin. Hy het altyd wat mens daar vir die riete gesoek vir dit. Val van 'n stoel af of opdaag met 'n nuwe sportskar wat hy gekoop het. Was dit nou sy eie of een van julle? Ek dink hy is so impressive soos wat ek het onthou. Ja, ek dink so. Ek kon met hom oor enigiets gesels. Ons gaan vir oupa baie mis. Daniel Goosen, Martin se oudste,
Oupa Dani die dromer. Ek gaan oupa se interessante idees en planne baie mis. Oupa was 'n doener en die lewe het nie stil gestaan nie. Oupa kon dinge aanpak sonder om te lank te wonder of daarop te top. Doener vandag en dromer oor môre. En daar kan ek beamoen, ons 3 seuns het albei by my pa geleer how to do it yourself, en die gereedskap te kan gebruik. Martin, gewonder of hy self wil lees, maar nou is dit my beurt. Dankie pa vir die ruimte om ons eie pad te vind en vir waardes wat stilweg by ons gevestig is. 'n sterk sin vir geregtigheid, respek vir mense wat anders as ek is, 'n besef van my en my mense se eie gebrokenheid, die wag om te droom en te doen, en vir daardie grootste prioriteit, jy moet jou kinders na skool die lewe in probeer help met 'n bereiding. Liefde Martin. Ek sluit af deur weer eens net vinnig te verwys na die memoir van my pa, wat ek nou die dag eers kon lees, en die feit dat hy dit begin het basies by sy geboorte gehardloop het al die jare totdat hy nou afgetree het, maar hy het dit afgesluit met sy geboortedatum 24 September 1941 en 'n vraagteken vir wanneer hy tot sy einde sou kom. En daar het hy nog 4 goeie jare toe bygevoeg. Ons kan dankbaar wees dat hy ten spyte van die hartaanval in 2001 24 goeie jare daarna gehad het. Die laaste 6 maande was nie so goed nie. Dis nie so bekend om reumatoïde artritis op so hoë ouderdom te kry nie, maar hy het baie aggressief en ons was net dankbaar dat die laaste 2 weke pynvry was. Dan net so vinnig, hoekom was my pa wie hy was? En dis seker maar die oudste seun se geleentheid om saam met jou pa dinge te doen. En vir my pa het gegaan daaroor dat hy saam met sy pa kon plaaskole toe gaan, dat hy saam met hom kon ander kinders, ander mense ervaar, en dit het hom gevorm. Tot so 'n mate soos Martin sê, dat hy basies verwys na daai lekker tye wat hulle gehad het in daai grootwordtyd. Hy het byvoorbeeld die plaaskole wat hulle besoek het, altyd genoem by name in sy memoir. Maar ek wil net aanhaal, wat onthou hy daarvan? Hy onthou in van Selsrus en Vrydingspan, waar hulle die perdewesies bygewoon het in die Droë Rivierloop. En as jong kinders min geld gehad, het hulle dan die dobbelsente of munte of wat hulle ook al gehad het in daai tyd in die rivierloop gaan soek het. Dit was vir hom iets wat uitgestaan het. Hy het lank skool gegaan ook in die Oos-Kaap, so hy het basies die hele wêreld vol saam met sy pa en familie getrek as gevolg van die onderwys. Op die ouende hoërskool begin in Wellington in sy pa se alma mater, toe binne 'n jaar verskuif na Willowmore oor Karoo en toe geëindig by Stytlerwil, en hy onderstreep dit koshuis nommer 6, waar hy weer eens die welwillendheid van die boeregemeenskappe opgelet het en ook deel van sy lewe gemaak het. Die rede hoekom hy so baie koshuise was natuurlik dat ouma en oupa was koshuismoeder en koshuisvader. En dit moes tot sy voordeel getel het om die ander kinders te kyk. So, hy het sy matriek voltooi in Stytlerwil, waar hy ook teenoor my genoem het, dit is nie in die memoir nie, dat hy van die hoof gehoor het, hy was die eerste suksesvolle wiskunde hoërgraad student wat hulle daai jaar toe gehad het in die skool. Hy begin werk in King Williamstown, Oos-Kaap, waar hy toe vir my ma die eerste keer ontmoet by sportgeleenthede, maar eers 2 jaar later, toe hy in Port Elizabeth werk, met 'n rygeleentheid wat sy hom aangebied het terug huis toe, basies toe nou eers vir werklik leer ken het. En hulle het getrou 'n paar jaar later, 1965, en hy het geskuif na Welkom, soos julle op die video gesien het, waar hy vir die eerste keer toe sy BCom rek deur Unisa kon afskop, maar as gevolg van verskeie verplasings en skuwe, onder andere na Fort Heer, na die TB Sanatorium hier in Stellenbosch, waar hy administratiewe hoof was, en ook en daartoe vir die eerste keer te doen gehad het met 'n geoktroeëerde rekenmeester, of 'n rekenmeester wat daar kom boekhouding doen het, en toe geëindig het op aanbeveling van die persoon vir 10 jaar lank later by die Raad van Sagte Vrugte uitvoere in die Kaap. En dis waar hy uiteindelik toe die geleentheid gekry het om sy BCom klaar te maak. Die rede hoekom ek hierdie vertel, is dat my pa het 'n lang pad gestap om te kom by waar hy wou wees in die lewe, en dit is gekwalifiseer en ook funksionerend baie goed. Hy skryf self dat hy was baie geprys,
vir die werk wat hy gedoen het toe op die einde by die Sagte Vrugte Raad. Maar 10 jaar later, nadat hy daar begin het die onderwysgene hom weer gebyt. En dit loop in sy hele familie. En hy bekom sy onderwysdiploma by Universiteit van Port Elizabeth, waar hy toe aflosposte aanvanklik, maar later permanent toe weer eens naby King Williamstown werk Lennox Sevi Training College vir 4 jaar. Ek besluit toe ek wil verder studeer of ek wil studeer na skool, ek kom Kaap toe en hulle vat die hele familie in trek toe agterna en hier kry hy toe 'n pos by die Skierlandse Technikon waar hy toe as ekonomie en rekenkunde dosent afgetree het in 1996. En in sy memoirs sê hy, na 96 was sy werk sy familie en sy kleinkinders. En hy het baie tyd aan dit spandeer. Wat ek wel agtergekom het uit die verhaal van my pa wat hy self geskryf het, is dat hy dit, sy pad het begin met die saamloop met sy eie pa. En wat hy opgemerk het van sy pa, die nederigheid, die onbaatsigtige dienslewering en sy eie drang na studie, het hy oorgeplaas na ons 3 kinders, en ons is baie dankbaar vir wat my pa en my ma vir ons opgeoffer het. Baie dankie. Geliefdes, liewe familie en liewe vriende en familie, dis 'n voorreg vir my om 'n kort huldeblytjie te doen namens ons gemeente en veral namens die 60-plussers waar Lenet aktief en Dani ook betrokke was en is steeds, Lenet. Maar ek wil net vinnig sê dat jy weet, ek het gesien in my bediening, maar ek wil net gou sê, ek het dieselfde moeilikheid as jy weet, ek het ook 'n klein skermpie waar ek moet kyk, en ek het besluit, ek moet liewer maar 'n bietjie neerpen, want anders kan ek dalk te lank aangaan en jy het my gewaarsku nie te lank wees nie. Dankie Wynand. Maar ek het gevind in my bediening, baie keer het 'n mens, as ek met mense te doen kry, dan ken ek so 'n stukkie van hulle lewe. So die laaste stukkie. En dit is in 'n sin waar wat Daniel betref. Maar weet julle wat, dit was 'n lekker stukkie gewees. Ek het Daniel geniet elke oomblik wat ek saam met hom was, kere wat ek dag met kuier het, besoeke gedoen het, was regtig vir my baie spesiaal gewees. En daarom kom ek bly by wat ek geformuleer het hierso. En dit is dat ons, kom ek sê net as agtergrond, die klomp van die mense wat by 60-plussers inskakel, die vrouens wat getroud is en so, en sy mans is nou nie elke keer as hulle daar is hulle daar nie. En dis hulle keuse, daar's 'n hele paar wat so is, daar's ander wat die mans en die vrouens saamkom. Maar Dani was nou nie een van die wat by elke geleentheid was nie. Maar weet julle wat, as al groot geleenthede was, en as al nodig was dat daar iets moet gebeur, dan Dani altyd gekom, en hy het bygewoon en hy het ondersteun wat dit nodig is by die 60-plussers. En dan wil ek net sê, in die 3 plus minus jaar wat ek en Hester hier in Goodwood Park pad saam met julle almal geloop het, is hy maar net vir my 'n bekende en 'n vriendelike gesig gewees, iemand wat met hom 'n lekker geselsie kon aanknoop, en ek dink amper jy die woord alweregs gebruik het, en ek is so die kant af gekom, jy weet, met 'n argument, en dan moet jy nou luister, en dan sê hulle net van hier, ja, maar wag 'n bietjie so, en dan praat ons nie van daai kant af, en dan kom ons by 'n sinvolle punt uit. Dit was altyd vir my baie spesiaal gewees. Hy was altyd op sy pos gewees om Lenet te ondersteun, het sy dit nou is om die teetuin by die bazaar te doen, te organiseer, of die jaarlikse afsluitingsfunksie van die 60-plussers. Ons het nou weer die einde van verlede jaar so 'n lekker kuier gehad, daar by Jack Miller Park, en daar baie lekker gesels, en ek dink dit wat ek hier geskryf het, het ek nou reeds gesê op die persoonlike vlak. Ek dink 'n mens moet miskien vir Dani net dit gee, as 'n huldeblyk ook hier. En dit is daai ondersteuning wat hy deurgaans vir net gegee het. Die algemene ondersteuning, dat sy die uitvoering van haar pligte, wat saamgeloop het met haar betrokkenheid by die 60-plussers, dat hy daarin ondersteun het. Ek dink nie sy sou dit kon gedoen het, as hy haar nie ondersteun het nie. Sy sou dit nie kon doen nie, regtig waar. Hy was daar, het is eintlik wonderlik, Lenet, ek wou dit skryf, en toe besluit ek moet dit nie skryf nie, maar hulle sê, agter elke geslagte vrou, dis my eie storie, is daar 'n sukses, nee, agter 'n suksesvolle en is 'n geslagte man, ek weet nie, maak nie saak nie, maar Dani het regtig na jou omgesien en uit jou ondersteun, en dit is 'n wonderlike voorreg. Dan wil ek net sê, en dis die laaste puntjie, kort puntjie, Lenet,
en liewe familie, liewe kinders veral en die kleinkinders, ons wil julle verseker daarvan, dat ons ondersteun, dat ons voorbereiding doen in die tyd wat voorlê. Ek weet daar's reeds nou ook al gedoen, ondersteuning en alles van mense wat julle ken, en ons sê vir julle as familie baie sterkte. Die Here seën julle met sy teenwoordigheid en sy sorg in die tye wat voorlê. En ek het gedink om so 'n bietjie te verwys na Romeine 12. Romeine 12 sal julle sien is deel van die dele in die Bybel wat vreeslik praat oor die mekaar tekste. En dan is daar hierdie een vers, daar's klomp ander verse ook, maar ek haal net hierdie een versie uit. Dis vers 13 waar daar staan: sien om na mense in nood en lê julle toe op gasvryheid. En ek dink vir dit wat voorlê, is ek amper bereid om pa te staan vir alle mense hier wat sê ons sal ondersteun, ons sien aan mekaar om, ons dra saam aan dit wat jy beleef, Lenet, en daai swaar kry. En Martin het die bidwerk gedoen, hy het julle almal gebid, so ek gaan nie weer bid nie. Baie dankie. My ma het net so lang lys geskryf van bedankings. Ek het nie genoeg, ek het opgesom. So as ek iemand hoor staan spesifiek, so nou is jammer. Maar namens my ma, die gesin, die familie, wil ons dankie sê vir familie, vriende, ou kollegas, en allemaal wat hier is vanmiddag, so ook vir al die boodskap, die ondersteuning, die oproep wat ontvang, soos wat hier het opbring. Dan aan die Oelpad gemeente, en in geheel, Dr. Mevrou Eys, die Koster Liesel, Fisia vir die blomme, die organis wat instaan, baie dankie. En dan die 60 plus groep, ons baie dankie. Afboek Belden, en dan Jabulani en Jubilium Afdrieoord, die bestuur Priscilla, die verpleegpersoneel, die sekuriteit, die skoonmakers, spesifiek Jackie, en die inwoners in algeheel, baie dankie vir die ondersteuning. Martin vir die diens, dankie. Wynand vir die medische sorg en alles anders, baie dankie. En dan vir my, dankie maar. Ons het nie altyd die gedigte gesien, maar my pa het gedigte geskryf ook. Julle het nou een van hulle agter op die boekmerkie. Maar ek het vir een van die wonderlike vroue daar by ons in die gemeente gevra of sy een van hom sal lees. So kom ons luister na en Preker sê ook alles is gejaag na wind, en my pa toevallig nou ook 'n gedig oor die wind geskryf. So kom ons sluit met dit af voordat ons aan die laaste lied saam sing. Die wind. Dit is hy wat waai, kolk, maal, bondel en fluitend om hoeke draai. Strate af en dakke oor, wat gaan, kom en dan skielik sy krag verloor. Van nergens is sy koms en waarheen gaan hy? Dit vra die mense soms. Maar hoe sal ek kan sê? Want as ek hard probeer en byna weet, dan gaan hy lê. Somtyds waai hy sag, soos engele wat daal, geruisloos, doodstil lag. Dit is so wonderlik, 'n stille mag wat sus, 'n koninkryk wat rus. Dan weer waai hy hard, soos menig mens in droefheid en helse smart. Dit is dan duivels wat skellend brul en onaards gillend in die ronde krul. Sy lengte is, hoe lank? Sy breedte, hoe breed? Kan jy dit meet? Nee, wie is ons, o mensekind, dit nog te bespreek? Gods geskapenheid, vir ons 'n onbegrepe en verhewe wonderheid. Die lied waarmee ons hier vanaand verder gaan, is 'n lied wat van die Here getuig, as die een wat vir ons sorg. En voordat ons die lied saam met mekaar sing, wil ek dan
my hart het ook vir Dr. Koos baie dankie sê. Woensdag toe my pa gesterf het, toe was my ma gou hier by die 60-plussers om te kom bedank by die bestuur. En hy het gesê, maar hy gaan nog 'n draai by my pa gemaak en my ma is huis toe en gesels met een in die kar nog voor wat sy kom aflaai en vat 'n tydjie nou en sy kom in die woonstel en sy begin kos maak. Sy sien my pa lê daar op die bed, maar sy maak nou kos en Dr. Koos kom in en hy sien ook my pa lê en ek dink hy het vermoed dit lyk nie natuurlik daar op die bed nie. En my ma gemaak my pa wakker want Dr. Koos is hier en die kos is reg en hy is nog warm, so sy vermoed niks en Dr. Koos sê maar hy dink sy moet maar en sy laat die verpleegpersoneel kom en hulle maak die deur toe daar binne by my pa, my ma is in die sitkamer en hier vra hulle vir my ma 'n laken. En my ma sê sy dink wat sal 'n laken soek, maar sy haal 'n laken uit en sy gee vir hulle. En toe hulle nou die laken oor my pa gooi, toe besef sy maar dis nou werklik seker tyd. En sy getuig hoe wonderlik dit was dat Dr. Koos in daai oomblik so waar binne die woonstel is en dadelik het sy iemand wat daar ook op so 'n manier kon ondersteun. So ek wil net baie dankie sê vir dit. Het vir baie beteken. Kom ons staan en dan sing ons die verse saam. Ons ontvang dit dat die Here elkeen van ons herder is en vir ons sorg in hierdie lewe wat ons nie greep op het nie, maar wat ons wakker moet wees dat ons dit wat die Here vir ons gee kan geniet. Kom ons staan en sluit ons af met hierdie lied. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen.